Goeiemôre almal, donderdagoggend, vandag is dit die 22ste Januarie, jaar 2026, 'n lieflike dag deur Abba geskenk aan ieder en elkeen van ons. My naam is Sonja Gerber en vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor verleiding. Die verleiding om 'n ander God te wil dien, is in ons dag nog net so werklik soos wat dit in die Ou Testamentiese tye was. Die gode van ons wêreld lyk 'n bietjie dalk anderste en is 'n bietjie meer gesofistikeerd. Kyk, jy al mense was jy al by die mall? Hulle eet uit, maar hulle is op hulle foon, hulle praat met mekaar. Dis 'n afgod. So ons moet regtig begin let op die dinge wat ons doen, wat vir afgod ons in ons dag en lewe. Ook gelowiges kan baie maklik meegesleer word deur afgode. Die apostelse raad bly steeds ewig geldig. Die wêreldse dinge, alles wat die sondige mens begeer, alles wat sy oë sien en begeer, al sy gesteldheid om iets te besit, dit kom nie van die Vader af nie, maar dis uit die wêreld, en die wêreld met sy verleidelike dinge gaan verby, maar wie die wil van God doen, die bly ewig lewe, halleluja. Maar kom ons gaan kyk wat sê God se woord, en die waarskuwing daarachter, Deuteronomium 11, verse 16 en 17, neem julle in ag, dat julle hart nie verlei word nie, sodat julle afwyk en ander gode dien, en voor hulle neerbuig, en die toorn van die Here teen julle ontvlam, en hy die hemel toesluit, sodat daar geen reën is nie, en die aarde sy opbrengs nie gee nie, en julle gou uit die goeie land omkom, wat die Here aan julle gegee het. Deuteronomium 30, en ons lees van vers 15 tot 18. Kyk, ek het jou vandag voorgehou, die lewe en geluk, en die dood en die ongeluk. Wat ek jou vandag beveel, is om die Here jou God lief te hê, in sy weë te wandel, en sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig, en die Here jou God jou mag seën in die land waarheen jy gaan, om dit in besit te neem. Maar as jy jou hart van hom afwend, en jy nie luister nie, en jy jou laat verlei, sodat jy jou voor ander afgode neerbuig en hulle dien, dan verkondig ek vandag vir julle sekerlik, sal julle omkom. Julle sal die dae nie verleng in die land waarheen julle oor die Jordaan trek om dit in besit te neem nie. Dan die volgende gedeelte kom hier uit Jakobus 1 verse 12 tot 14. Salig is die man wat versoeking verdra, want as hy die toets deurstaan het, sal hy die kroon van die lewe ontvang, wat die Here beloof het aan die wat hom lief het. Laat niemand, as hy in die versoeking kom, sê, ek word deur God versoek nie, want God kan deur die kwaad nie versoek word nie, en self versoek hy ook niemand nie. Maar elkeen word versoek, as hy deur sy eie begeerlikheid weggesleep en verlok word. En hoe gebeur dit? Hier, in ons gedagtes. Ons gedagtes is die plek, wat op allerhande plekke gaan. Kyk, as my gedagtes so bietjie dwaal, dan sê ek, Abba, help my gedagtes lê daar in die gutter, laat ek weer terugkom, in lyn met u wil en u plan vir my lewe. 1 Johannes 2 vers 16 en 17 is my laaste gedeelte, want alles wat in die wêreld is, die begeerlikheid van die vlees en die begeerlikheid van die oë en die grootsheid van die lewe is nie uit die Vader nie, maar is uit die wêreld. En die wêreld gaan verby en sy begeerlikheid, maar hy wat die wil van God doen, bly vir ewig, halleluja. Kom ons bid saam. Almagtige God en Hemelse Vader, Here, U is ons God. Here, vanoggend wil ek net vir U sê dankie. Dankie dat ek nie enige snaakse rituele hoef te doen nie, myself te slaan met 'n sweep en stikkend te raak en te bloei en Here, U bloed te vloei vir my. Toe ek nog 'n sondaar was en ek nie glad nie geken het nie geweet het wie U is nie, het U vir my gesterf. Here, dankie dat U ook vir my opgestaan het. Here, dankie dat U my kom vat by die hand en my lei. Here, my gebed is dat elke persoon vanoggend homself sal deursoek en sal kyk, is daar 'n afgod in sy lewe? Is dit sy huis? Is dit sy kar? Is dit sy kinders? Is dit sy man? Is dit sy vrou? Is dit sy ouers? Want baie keer het ons idols in ons lewe en ons kyk op na hierdie mense en ons verafgod hulle eintlik so bietjie. Here, dat ons vanoggend dit alles sal aflê, ons lewe in die hande plaas. Here, want daardie selfde deurboorde hande, wat vir daardie man op die kruis gesê het, vandag gaan jy saam met my in die paradys wees, is vir ons tot redding.
Here, baie dankie dat ons kan uitroep en sê, Here, help my. Here, vat my by die hand en lei my, sodat ek geen verleidelike afgode sal dien nie, maar U en U alleen. Ons loof U, ons prys U, ons eer die groot en heilige naam. Amen.